Goeienaand en baie welkom. Jy is ingeskakel hier op die Huis van Wonderwerke se blad. Dit is Sondag aand net na 6. Het was 'n lekker nat Sondag. Dit is nou 'n bietjie oop hier in Kreersdorp, maar dit is maar 'n bietjie koel buite. So, ons gaan gou 'n paar geleentheid gee vir 'n paar mense net om aan te sluit voordat ons met vanaand se woord begin. En ja, ek is ook baie opgewonde oor vanaand se woord. Jy het dit nogal 'n cool woord vir my gegee. Goeienaand Lukas, baie welkom. Ons gee net nog so 'n oomblik, dan kan ons wegval. Goeienaand Johan, baie welkom. Goeienaand Gregory, baie welkom. Goeienaand Leandra, baie welkom. Goeienaand Alex, baie welkom. Goed, as ons dan wegval met vanaand se woord, kom ons sluit net ons oë. Abba Vader, dankie vir die geleentheid en die voorreg wat ons ook vanaand het net om stil te kan word voor U Vader en U te kan erken as God en Koning, Here, en dankie vir hierdie dag, Here, dankie vir die reën wat so mildelik val, Vader, en dankie vir soveel seëninge in oor en deur ons liggaam. Dankie Vader dat ons ook vanaand na U toe kan kom, Here. Dankie vir hierdie woord, dat U self met ons sal praat, dat U self die saad sal saai, dat U self die harte voorberei, Vader, en dat U self vir ons die revelation en die understanding gee in en deur U kennis en in U krag, Vader. En dankie, Here, dat ons die geleentheid en die voorreg het om te kan doen. In Jesus naam. Amen. Amen. So, er het nog 'n hele paar mense by ons aangesluit. Goeienaand, Miskat, baie welkom. As ons vir vanaand se boodskap 'n tema moet gee, sal dit wees die mure van my hart. En die skriflesing wat ons vanaand gaan gebruik is in Josua 6 vers 1 tot 20. Ek gaan wel net vir ons tot by vers 5 lees. Daar staan: The conquest of Jericho. Miskien as ek my bril opsit kan ek sien. Daar staan: The conquest of Jericho. Now Jericho, a fortified city with high walls, was tightly closed because of the people's fear of the sons of Israel. No one came out or came in. The Lord said to Joshua, See, I have given Jericho into your hands, with its king and the mighty warriors. Now you shall march around the city, all the men of war circling the city once. You shall do this once a day for 6 days. Also, 7 priests shall carry 7 trumpets made of ram's horns ahead of the ark. Then on the 7th day you shall march around the city 7 times, and the priests shall blow the trumpets. And on verse 5 say, When they make a long blast with the ram's horns, and when you hear the sound of the trumpet, all the people shall cry out with a great shout, a battle cry, and the wall of the city will fall down in its place, and the people shall go up, each man going straight ahead, climbing over the rubble. So, as ons hierdie stukkie lees, goeienaand Elise, baie welkom. As ons hierdie stukkie lees, dan sien ons, Jericho was nie net 'n stad met hoë mure nie, maar dit was ook, hierdie mure was 'n vesting, en dit is gebou uit vrees uit. Dit is gebou om weerstand te kan bied, en is gebou vir selfbeskerming, spesifiek teen die volk van Israel. En die Bybel sê, spesifiek in vers 1, Jericho was dig toegesluit. Niemand het ingegaan of uitgegaan nie. Nou, hierdie is ook 'n baie kragtige beeld van hoe baie van ons leef vandag. Ons het toegesluite harte, wat beskerm is deur mure wat oor jare opgebou is. Nie net van klip nie, maar mure van pyn, van teleurstelling, van sonde, van vrees en mure van trots. Baie van ons het nie net mure om ons huise nie, maar ons het hierdie mure om ons harte. En ons het dit gebou om onsself te beskerm. Nou, Jericho se muur het ook 'n doel gehad. Dit was beskerming. En net so bou ons hierdie mure om ons harte, omdat ons iewers seer gekry het. Verwerping het 'n muur gebou. Verraad het 'n muur gebou. Gebroke verhoudings het 'n muur gebou.
teleurstellings het 'n muur gebou. En baie keer sê ons dinge soos ek sal nooit weer kan glo nie, of ek sal nooit weer kan hoop nie, of ek sal nooit weer iemand kan vertrou nie. Of ons dink vir onsself, ons gaan God op 'n afstand hou. En wat begin het as beskerming, word dikwels 'n gevangenisstraf. Want Jerigo se mure het wel die vyand buite gehou, maar dit het ook die mense binnekant vasgevang. En ons sien duidelik hierso in hierdie vers ook, of in hierdie gedeelte is, dat God se strategie is nie om die mure te bestorm nie. God kon Jerigo op enige tyd laat val. Die mure kon geval het deur 'n aardbewing, deur geweld, daar kon so baie goed gebeur het, deur 'n vuur. Maar God kies 'n strategie, baie anderster as wat ons menslike wil en intuïsie is. Hy kies stilte, hy kies gehoorsaamheid, en hy kies aanbidding. Want vir 6 dae lank stap hulle net, geen geskree, geen aanvalle, geen debat. En dit wys vir ons iets baie significant van die karakter van hierdie Vader wat ons ken en wat ons graag beter wil leer ken en met wie ons 'n lewendige verhouding het. God forceer nie ons harte oop nie. God storm nie ons mure nie en hy breek dit nie af met geweld nie. Maar hy nooi ons wel tot gehoorsaamheid en tot vertroue. Nou, baie mense wil hê God moet hulle mure afbreek, maar hulle wil nie stil word, luister of selfs volhard nie. Ekskuus, nou kan ek nie die regte woord onthou nie. So hulle wil selfs nie volhard nie. Maar die mure sal eers val wanneer God se stem gehoorsaam word. En ons sien hierso in vers 5, op die 7de dag sê God, julle moet skreeu, want die Here het die stad aan julle gegee. En die mure het nie geval toe hulle gestap het nie. Die mure het geval toe hulle in geloof gereageer het op God se stem en op God se opdrag. En die realiteit is net so val hierdie mure van ons harte nie wanneer ons dit ontken nie. Dit val nie wanneer ons dit probeer regverdig nie en dit val ook beslis nie wanneer ons ander mense probeer blameer nie. Al wanneer hierdie mure regtig om ons harte kan val, is wanneer ons bely, wanneer ons vergewe, wanneer ons laat los en wanneer ons vertrou. En dit is 'n oomblik, dit is in 'n oomblik waar ons in stilte plek maak vir oorgawe en gehoorsaamheid aan God wat hierdie mure kan val. Nou baie van ons mure wat ons gebou het, hou nie net mense buite nie, maar dit hou God ook buite. En ons lees hierso in hierdie teks dat Jerigo was heeltemal toegesluit en so ook sluit ons partykeer bewustelik of onbewustelik God ook buite toe. Ons bou mure van ongeloof, mure van bitterheid, mure van selfgenoegsaamheid en mure wat ons sonde beskerm. Daai is nog 'n eina een, nee. Maar God sê spesifiek in Spreuke 23 vers 6, my seun, my dogter, gee my hart vir jou. God wil nie net my en jou gedrag verander nie. Hy wil nie net ons denkpatrone verander nie, maar hy wil by ons harte uitkom. Hy wil hê ons moet daai mure afbreek sodat hy by ons harte kan uitkom. Nou awesome in hierdie gedeelte van Jerigo is die Rahab. Nou Rahab was 'n inwoner in Jerigo gewees en ons weet sy was in 'n sondige beroep gewees. Maar dit is 'n bewys dat geloof 'n opening in die muur kan maak. Hierdie vrou se gehoorsaamheid is 'n bewys dat geloof 'n opening in hierdie muur kan maak. Ons sien in hierdie gedeelte ook dat te midde van Jerigo se dik mure was daar een huis wat 'n oop venster gehad het en dit was Rahab se. En sy het geglo toe niemand anders geglo het nie. Sy het gehoor, sy het vertrou en sy het opgetree. En toe die mure val, lees ons ook dat dit net haar huis was wat bly staan het en dat dit net sy en die mense wat in haar huis was wat gered is. Nou die les wat ek en jy moet leer uit hierdie gedeelte uit is, selfs al is ons harte omring met mure, is een venster van geloof is genoeg vir redding. En God gaan nie ons toestemming vra nie. Hy gaan daai venster partykeer ook forceer wanneer ons nie wil nie. En die mure van Jerigo het beslis nie geval omdat die volk sterk was nie. En hulle was sterk.
Maar in hierdie geval het hulle nie geval omdat hulle sterk was nie, maar hulle het geval omdat God getrou is. En God vra vandag vir my en vir jou, watter mure het ons om ons harte gebou? Wie hou ons buite? Watter pyn kies ons om te beskerm, eerder as om dit vir hom te gee, om te genees? En die awesome ding is, as ons kyk na Jerigo se mure, in Openbaring 3 vers 20 staan daar, kyk, ek staan by die deur en klop. Ek het nou net geklop, as julle gewonder het, hier teen die tafel. God klop, hy skree nie, hy breek nie in nie, hy breek nie mure af nie. Maar wanneer ek en jy oopmaak, wanneer ons oopmaak op daai klop, op daai calling, op daai urgency, dan sal die mure wat my en jou bind, ook val onder sy gesag. Because he is who he says he is. He is the great I am, the King of Kings and the Lord of Lords. En hy wil ons harte hê. Hy wil hierdie mure wat ek en jy gebou het, binnendring en afbreek, om vir my en vir jou volkome genesing en herstel op elke area te bring, sodat ek en jy kan fokus op 'n lewendige verhouding met 'n lewendige God, en sodat ons nader en nader en nader aan hom kan beweeg. Ek dink nou spesifiek aan 'n liedjie oor hierdie Christusfeestyd. Daar staan, dit gaan The array of hope flickers in the morn. Nou kan ek nie eens onthou nie, maar die liedjie se naam is A Child is Born. En dit gaan oor hierdie oggend wat Jesus gebore is en die hoop wat dit vir die wêreld bring. En dit sê, when a child is born. En hierdie kind is gebore. En ek dink in hierdie tyd wat ons nou betree, 'n tyd wat ons bietjie afskakel, 'n tyd wat ons kan reflect, en 'n tyd wat ons regtig net die Christusfees kan vier saam met ons gesinne, is 'n goeie tyd om op te kan besin oor die mure wat ek en jy om ons harte gebou het, die gevangenis wat ons onsself in plaas as gevolg van onvergewensgesindheid, van bitterheid, van ongeloof, van twyfel, van teleurstelling, van vrees, van haat, van jaloesie, van twist, daar's so baie dinge. Maar ek dink dit is tyd dat ons ook daai venster oopmaak en vir die Here kans gee om ons mure te kom afbreek, sodat ons nader en nader aan hom kan beweeg. Amen. Dit is die woord van vanaand. Kom ons sluit met ons oë. Abba Vader, dankie dat U sê U is. Dankie dat U is wie U sê U is, Vader. Dankie dat U goedheid is, dat U guns is, dat U genade is, Vader. En dankie dat U by elkeen van ons wil kom en hierdie mure wat ons self gebou het, wil kom afbreek, Vader, sodat ons nader aan U kan beweeg, Vader. Ek bid, Here, dat U ons sal help, dat ons daai venster sal oopmaak, sodat ons vir U 'n kans kan gee om in ons lewens te werk, in ons harte te kan werk, Here, en dat U op U manier kan kom en daai mure kan afbreek, Here, sodat enige binding wat daar mag wees, kan verwyder word, sodat ons nader aan U kan beweeg, Vader. Ek bid, Here, dat U vir ons daai urgency sal gee, om in ons verhouding met U te werk, Here, daai dringendheid sal gee, om te besef, die tyd is net so min, daar is nie meer uitstel nie. Dis now or never, Here. Mag ons werklik besef, Here, wat U vir ons doen, wat U vir ons wil doen, Here, en wat U vir ons kan doen, Vader. En mag ons werklik net besef, Here, wat U vir ons prys gegee het, sodat ons die ewige lewe kan behaal, Vader. Dankie, Here, dat ons in diepe nederigheid net vanaand vir U kan sê dankie vir so baie dinge in ons lewens, Here. En dankie, Here, dat ons salvation, dat my salvation en elke persoon wat luister na hierdie boodskap vanaand, se salvation vir U so belangrik is, Here, dat U enigiets sal doen om ons by ons uit te kom, Vader, en help ons ook om tot daai besef te kom, Here, dat ons vir U daai venster sal oopmaak, daai venster van geloof, Here. Dankie vir daai dringendheid en dankie dat U in ons harte werk, Here, en dankie dat U mure afbreek in Jesus naam. Dankie, Here, dat ons ook hierdie onbekende week in 'n bekende God se hande kan plaas. Dankie dat ons weet U is in beheer, U is by ons, U is in ons, U is om ons, U is oor ons en U is vir ons. En dankie, Vader, dat ons weet U is ons voorsiener. U is ons bron van krag en U is die lewe. U is die lig en dankie, Here, dat ons weet U is by ons, U is om ons, U is oor ons en U is vir ons.
And Lord, we vow that all the glory, all the honor, and all the praise that we may ever accumulate in our lives, but directly reflected onto you, because it's all about you, Jesus. En almal sê, amen, amen. Baie dankie dat julle ingeskakel het, geseën daar en verder. Totsiens.